Handelinge 20 vers 1 tot 16. Paulus besoek opnuut Macedonië en Griekeland en gaan dan na Klein-Asië. En nadat die oproer verby was, het Paulus die disippels na hom geroep en gegroet en het vertrek om na Macedonië te reis. En hy het daar die streke deurgegaan, en nadat hy hulle met baie woorde bemoedig het, in Griekeland gekom, en daar het hy 3 maande gebly, maar toe die Jode teen hom saamgespan het, terwyl hy juis na Sirië sou afvaar, het hy besluit om deur Macedonië terug te gaan. En tot in Asië het Sopater van Berea hom vergesel, en van die Thessalonisense Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus, en uit Asië Tychicus en Trofimus. Hulle het vooruitgegaan en in Troas op ons gewag, maar na die dae van die ongesuurde brode het ons van Filippi uitgeseil en binne 5 dae by hulle in Troas gekom, waar ons 7 dae deurgebring het. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om die brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernag toe. En daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle vergader het, en 'n sekere jong man met die naam van Eutychus het in die venster gesit en weggesink in die diepe slaap, en toe Paulus nog lank gespreek het, is hy oorweldig deur die slaap, en het van die 3de verdieping afgeval en is dood opgetel. Toe gaan Paulus ondertoe en val op hom, en slaan sy arms om hom en sê, moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom. En hy het boontoe gegaan en brood gebreek en geëet, en nadat hy nog 'n geruime tyd gespreek het, tot dagbreek toe het hy vertrek. En hulle het die seun lewendig huis toe weggebring, en was uitermate getroos. Maar ons het vooruit op die skip gegaan en afgevaar na Assus, waar ons van plan was om Paulus aan boord te neem, want so het hy dit bestel, omdat hy self te voet wou gaan. Toe hy ons dan in Assus ontmoet, het ons hom aan boord geneem en by Mytilene gekom, en daarvandaan het ons weggevaar en die volgende dag teen Chios gekom, en die ander dag na Samos oorgevaar en in Trogilion oorgebly, en die dag daarna by Milete gekom. Want Paulus het besluit om by Efese verby te vaar, sodat hy nie in Asië tyd sou verloor nie, want hy het hom gehaas om, as dit vir hom moontlik was, op die Pinksterdag in Jerusalem te wees.